as jy die Bybel saamgebring het, gaan ek vir u vra om saam met my te blaai na die boek van 1 Samuel hoofstuk 4. Samuel hoofstuk 4. Ons gaan 2 gedeeltes vanmôre lees, 'n later stadium die ander gedeelte lees, maar nou 1 Samuel 4 en ek gaan saam met u lees vanaf vers 16 tot 22. In Samuel hoofstuk 4 vanaf vers 16. Miskien moet ek net eers vir julle die agtergrond hiervan gee. Ons lees hier waar die Filistyne dan nou teen die Israeliete wil kom veg het. Nie Israeliete op hierdie stadium is so ver van God af, dat hulle in 'n geveg ingaan en dat hulle nie eens vir God raadpleeg nie. Dat hulle nie eens 'n gedagte of 'n denke het aan God nie. Hulle het geen gedagte aan God nie. En hierdie volk is besig om teen hierdie Filistyne te gaan veg. Klomp manne het geval. In die eerste ronde van hierdie geveg val 4000 manne. En ek gaan net terug verwys na vers 3 toe van hierdie hoofstuk. Waar is God nou? Hoekom Here het die Filistyne ons dan oorweldig vandag? En dan gryp hierdie volk na grashalms. Dan gryp hierdie volk na sê, wat nou? En dan kom ek by die tweede gedeelte, toe hulle die tweede keer teen hierdie Filistyne gaan veg het, vanaf vers 16. Lees saam met my vanaf vers 16. En die man het vir Eli gesê, dis nou een van die boodskappers wat van die veld afkom. Dit is ek wat van die slagveld gekom het. Ja, ek het vandag van die slagveld gevlug. 'n Israeliet wat gevlug het. En hy vra, wat het daar gebeur, my seun? En die boodskapper het geantwoord en gesê, Israel het voor die Filistyne gevlug. Wat 'n tragedie. En daar was ook 'n groot neerlaag onder die manskappe. En u twee seuns, Hofni en Pinehas, het ook gesterwe. En die ark van God is weggeneem. Net toe hy melding maak van die ark van God, het hy agteroor van sy stoel af aan die kant van die poort, sodat hy sy nek gebreek en gesterf het, want die man was oud en swaar. En hy het Israel 40 jaar lank gerig. En sy skoondogter, die vrou van Pinehas, was ver heen in haar swangerskap. Toe sy dan die tyding hoor dat die ark van God geneem is, en dat haar skoonvader en haar man gesterf het, het sy haar krom gebuig en gebaar, want haar barringswee het haar oorval. En terwyl sy op sterwe lê, sê die vrou wat by haar staan, wees nie bevrees nie, want jy het 'n seun gebaar. Maar sy het nie geantwoord en dit nie ter harte geneem nie. Maar die seentjie Ikabod genoem en gesê, weggevoer is die eer uit Israel. Met die oog op die wegneming van die ark van God en met die oog op die skoonvader en haar man. En sy het gesê, weggevoer is die eer uit Israel, omdat die ark van God geneem is. Tot sover. Mag die Here vanmôre hierdie woord aan ons elke een duidelik kom openbaar. Dis baie tragies. Baie tragies. Dat Ikabod
in baie mense se lewe beleef word. In die tyd waarin ek en jy vandag lewe, mense is leeg. Mense lewe nie meer in hulle bestaan. Hulle is sonder hoop. Is daar nog hoop oor? Hulle is sonder raad, sonder geloof, niks om aan vas te hou nie, niks. Jy sien die sorge van hierdie lewe, eis sy tol elke dag. Terwyl Jesus sy volgelinge hierdeur gewaarsku het. Hy het vir hulle gesê, pas op vir die sorge van die lewe. Pas op. Nou die woord Ikabod word nie baie gebruik nie. Maar Ikabod het een betekenis. Hierdie woord kom van 'n hopelose situasie waar hoop nie meer bestaan nie. Miskien sit jy vanoggend hier en sê, jy ken nie my omstandighede nie. Ek het nie meer hoop nie. Daar's niks meer vir my oor nie. Jy ken nie my situasie nie. Ek kan vanmôre werklik waar uitroep, Ikabod. Dis verby. Daar's nie meer hoop oor nie. Ikabod beteken die eer en die heerlikheid. Kan ek weer sê? Die eer en die heerlikheid van God is verwyder van my af. God die Vader waarsku in die hele Bybel vol, eintlik van hierdie woord Ikabod, van die toestand van die mensdom. Ons lees in Samuel, ons lees in die Nuwe Testament waar God vir sy disippels sê, ek waarsku julle oor die sorge van die lewe. En dan lees ons in Openbaring ook, waar God hierdie 7 gemeentes besoek en hy sê vir hulle, ek sal die kandelare in jou midde kom verwyder. As ek vanmôre vir u moet kom vra, wat se toestand is dit? Kan ek sê, dis 'n God verlate toestand. Geheel en al 'n God verlate toestand. Sonder God, sonder geloof, sonder hoop, sonder lewe, leeg, daar is niks meer oor nie. Ikabod. Ek wil vir u verduidelik die agtergrond van hierdie gedeelte. Hierdie verhaal is die toestand, Ikabod toestand, waarin Israel hom bevind. Jy sien, Israel het weggedrywe van God af. En dis hoekom Ikabod gebore word. Hy het hom, hierdie hele volk het hulle weggedryf van God af. So erg dat hulle nie eens agtergekom het, ons is weg van God af nie. Wat het dan gebeur? Miskien vereenselwig u self vanmôre met hierdie volk en met hierdie woord, Ikabod. Geestelik weggedrywe. Wil ek vanmôre vir u sê, gaan altyd gepaard met begeertes. En die begeerte om met God 'n verhouding te hê, raak al hoe minder en vaar totdat ons nie weet meer waar is God nie. En dan wil ons uitroep, Here, waar is u? Hoekom, Here, is ek in hierdie toestand? Ek wil u kom waarsku vanmôre oor hierdie woord, want dit is presies wat met hierdie Israel volk gebeur het. En as u vanmôre sê, Frans, ek sit in 'n toestand van Ikabod, dan moet u bietjie rewind, soos die Engelsman sê, moet bietjie terug gaan kyk, waar het ek verlore geraak? Waar het ek vaag weg, sonder dat ek dit weet, is agter geraak?
Kan ek dit vanmôre vir julle sê, geestelike wegdrywe gaan gepaard met sonde. Dis 'n gegewe feit. Baie keer is daar sonde, baie keer is daar versoeking in ons lewe en ons slaan nie ag hierop nie. En kort voor lank is ons gewoond hieraan. Kort voor lank is dit in ons in. Kort voor lank is dit in die huis, in ons leefwyse. Kort voor lank is dit deel van my lewe. Want dit raak aanvaarbaar vir my. So dryf ek maar stadig, maar seker weg van God af, sonder dat ek dit agterkom. Dit lyk nie so sleg nie. Nee, dis nie so erg nie. Sonde het een doel, hy wil jou vasmaak. Hy wil jou boeie en die sleutel weggooi. Hy wil jou baas wees. Jy moet sy slaaf wees. Dis wat hy wil doen. Hoe gebeur dit? Dit kan mos nie gebeur nie. Ek sit elke Sondag in die kerk, ek lees my Bybel, ek doen, en ons kan redeneer hieroor. Ek wil vir julle 'n paar voorbeelde gee. Wat gebeur dat ek wegdryf, stadig maar seker, en meet ons lewens, ek meet my eie lewe, en ek vra vir u, meet u lewe aan hierdie voorbeelde. Die eerste ene, ons lees al hoe minder en minder ons Bybel. Nee, ek ken mos nou al die Bybel, man. As jy nou vir my vra, waar staan dit en waar staan dat in die Bybel, kan ek daarom vir jou vra, en weet wat? Tannie Google is nog beter, sy kan soms my dadelik sê waar dit staan. So dis nie so erg nie. Ek hoef nie so baie Bybel te lees nie. Dis God se woord. Met wie praat u dan? My hart raak sommer afgestomp. Vinnig, ek kom dit nie eens meer agter nie, vir lofprysing. En daarmee gepaard is my vreugde weg. Ek bid al hoe minder elke dag. Ek is mos God se kind, hy sorg vir my. Ek hoef nie so baie te bid nie, ek hoef nie so baie met die Here te praat nie. Ek begin 'n onvergewensgesindheid te kweek. En dan bly ek sommer 'n bietjie weg van samekoms. Sal die Here nou vir my kwaadlik neem as ek nou nie vanmôre kerk toe kom nie? Sal die Here vir my kwaadlik neem as ek nie vanaand kom nie? Ek wil vir u waarsku, en ek het dit al baie gesê, as jy nie vanaand kerk toe kom nie, of vanoggend nie, en jy kom nie môre, volgende Sondag nie, die Sondag daarna is daar iets anderste in daai plek van kerktyd, van die samekomstyd. Die duiwel sal sorg dat hy iets in daai plek sit. Wees versigtig. Meet u self vanmôre hieraan. U word baie maklik ontmoedig en moedeloos. Jy sien, Satan het een werk in my en jou lewe, as hy ons vreugde kan steel, dan het hy gewen. Die druk van hierdie lewe, die sorge van hierdie lewe, kry die skuld. Ek sien sommer nou kwaad in almal. En in alles. En ek weet nie hoekom is ek kwaad nie. Maar raak sommer kwaad, maklik. Dan ontwikkel ek en jy 'n slegte verhouding teenoor ander mense. Ons sien nie meer die goed nie. Ons sien nie meer die mooi nie. Want ek het nou self gesentreerd geraak. Almal is verkeerd behalwe ek. As ek vanmôre u self en myself aan hierdie paar goedjies moet meet, kan ek vanmôre hierdie vraag vra? Is jy al by Ikabod? Hoe naby is jy aan Ikabod? Ons lees dat hierdie volk in 'n staat van geestelike wegdrywe van God daar was, en die mense het gedoen wat hulle dink reg is in hulle eie oë en hulle eie denke. Kan jy jouself in so 'n toestand indink? Kan jy? Hulle het nie meer
op God vertrou nie. Selfs in oorlogtyd nie meer op God vertrou nie. In wat se toestand? Dit sê vir my, vergeet dat daar iemand soos God is, wat die ereplek in my lewe moet hê. Jy sien, baie keer is dit ook in 'n mens se lewe, net soos wat dit in die Israel volk se lewe was. Hulle het nie meer vir God geraadpleeg oor enige iets nie. Maar hulle het verwag dat God aan hulle moet getrou wees. Ons is mos 'n Israel volk. Die Here sal mos dis sy volk, hy sal mos getrou wees aan ons. Hulle het verwag dat die Here moet getrou wees aan hulle, terwyl hierdie volk nie aan God getrou was nie, hom nie eens meer geken het nie. Hulle verwag dat hulle al die voordele van geloof moet kan geniet, terwyl hulle baie ver van God af was. Hulle soek altyd God se seëninge. Wie van ons soek dit nie? Wie van ons smag nie na God se seëninge nie? Maar die God van die heelal en die God van my lewe, dit soek ek nie. Ja, ek soek sy seëninge, maar ek soek nie vir God nie. Sy weë is te hard. Hier gelees 'n gedeelte wat ons vanmôre gelees het. Die volk het gedink. Hierdie volk het gedink dat God met hulle sal wees, omdat hulle mos die Israel volk is. Met die geveg teen die Filistyne het hulle 4000 man verloor, die eerste keer. Nou wil ek u terugvat na vers 3 toe van hoofstuk 4. Kyk wat doen hierdie hoofpriesters. En dit is vir my so interessant, hulle kom by vers 3 en dan sê, terwyl die manskappe die laar inkom. Kan jy hierdie prentjie sien? 4000 man dood, verslaan, soldate lê. 4000 is bietjie baie. En terwyl hierdie manskappe wat van die oorlog af terugkom, die laar inkom. Hoe dink jy het die laar ingekom? Moeg gejaag. Moeg. Op 'n klei. Koppe het gehang. Hulle kon nie eens opkyk nie. Hulle is soos 'n bok wat gekwes was, wat moeg gejaag is. Ek kan nie meer nie. Toe sê die oudstes van Israel, waarom het die Here ons vandag voor die Filistyne verslaan? Wie kry nou die skuld? Here, waarom? Hoe kan God dit toelaat? Is onregverdig, Here. Nee, Here, u maak nou nie reg nie. Daar's 4000 mense wat dood is. Kyk hoe lyk die soldate wat inkom, Here, in hierdie laar in. Luister wat sê hierdie oudstes. Kry vir ons. Laat ons die verbondsark van die Here uit. Laat hom uit Silo na ons toe bring. Is nie in 'n limmer nie. Is weg. Dat het onder ons kan inkom en ons verlos uit die hand van die vyand. En weer gaan hulle terug in die geveg. Kan ek vanmôre vir u sê? Weet jy wie het daar die ark gedra? Die Bybel beskryf nie hierdie keer hoe hom gedra het nie. God het 'n spesifieke eis en reël gestel hoe die ark gedra moet word. Weet jy wie die ark gedra? Hofni en Pinehas. Die twee goddeloosste kinders van Eli. En Eli het dit nooit aangespreek nie.
Ek vra my, terwyl ek hier gedeelte voorberei, Here, kan U toelaat dat U heiligheid so geminag word met sonde? Hoe vasgevang was hierdie volk in hulle sonde, in hulle goddeloosheid, dat hulle vir Hofni en Pinias vra om die ark in te vat, saam met hulle in die geveg, en nou gaan ons die Israeliete iets wys. Waar is God? Ons vat sommer laat sonde in God se heiligheid inkom en ons laat dit toe. Die ergste hiervan was, so wat ek en jy gelees het, vanaf vers 16. Israel word verpletter. Verpletter. 30.000 man sterf op daardie dag. Hofni en Pinias sterf. Elia hoor hierdie boodskap. En hy val agteroor en hy breek sy nek en hy sterf. En Hofni se vrou baar. En die ergste van alles is, die ark van God, wat die teenwoordigheid van God moet wees, is gesteel en weggevoer met die Filistyne het dit gevat. Wat bly oor? Hierdie kind word gebore en sy ma gee hom die naam Ikabod. Wat bly nou oor? Kan ek vanmôre vir u sê, as ek hierdie hele ding opsom, dan sê ek, en ek kan afsluit met hierdie woorde, en Ikabod word gebore. En so stil soos wat dit nou raak, was dit in die Israel volk se lewe. Stil. Skokkend. Stil. Waar is God? Here, kan U dan nou toelaat dat alles op een dag gebeur en die ark verwyder word? Here, wat nou? Dank die Here, 2 hoofstukke verder lees ek van 'n woordjie Ebenezer. En dis die hooftema, Ebenezer. En hierdie woord sê, tot hiertoe het God ons gehelp. Tot hiertoe. Dieselfde volk, dieselfde Israel volk, het weer gaan veg. Die Bybel sê vir ons 20 jaar later het hulle weer gaan veg. Kan ek vanmôre vir u vra? 'n godverlate, goddelose toestand, Ikabod vir 20 jaar. Lees saam met my hoofstuk 7 vanaf vers 2 tot 9. En jy moet oplet. Hoekom het ons nou skielik by 'n woord uitgekom, Ebenezer? Hoekom? Samuel is nou op die prentjie. Elia is dood. En dan lees ons daar van hoofstuk 7 af, die 2de vers. En van die dag af, dat die ark in Kirjat Jearim gebly het, het daar geruime tyd verloop. Dit was 20 jaar. En die hele huis van Israel het agter die Here aangeweeklaag. Is daar 'n beter woord in jou Bybel? Maar die prentjie wat ek hier sien, vir 20 jaar huil hierdie volk oor hulle toestand. 20 jaar. Maar Samuel het met die hele huis van Israel gespreek en gesê, as, julle moet in jou Bybel werk hierdie vers, as
julle met julle hele hart. Julle tot die Here bekeer, wegdraai, wegbly van sonde, né? Verwyder dan die vreemde gode en die Astartes onder julle uit en rig julle hart op die Here en dien hom alleen. Ons aanbid 'n jaloerse God wat sonde haat en dien hom alleen, dan sal hy julle red uit die hand van die Filistyne. Daarom het die kinders van Israel van Baal, van die Baals en die Astartes verwyder en die Here alleen gedien. Hulle kom toe by mekaar by Mispa. En hulle het water geskep en dit voor die aangesig van die Here uitgegooi. En die dag het hulle gevas en daar gesê, ons het gesondig teen die Here. En Samuel het die kinders van Israel in Mispa gerig. Toe die Filistyne hoor dat die kinders van Israel by Mispa saamgekom het, het die vorste van die Filistyne teen Israel opgetrek. En die kinders van Israel het dit gehoor en bevrees geword vir die Filistyne. 20 jaar terug was hierdie storie vertel. En vandag word dit nog steeds vertel. Daardie dag toe die Filistyne 30.000 man van ons verslaan het. Daardie dag toe die ark geneem is, die dag toe Hofni en Pinehas en Eli dood is. En hulle het bevrees geword. En die kinders, vers 8, en die kinders van Israel sê aan Samuel, laat nie na om die Here ons God vir ons aan te roep nie, dat hy ons uit die hand van die Filistyne sal verlos. Toe het Samuel 'n suiglam geneem en dit as 'n brandoffer in sy geheel aan die Here geoffer. En Samuel het vir die Here aangeroep vir Israel. En die Here het hom verhoor. Van Ikabod na Ebenezer. Samuel sê vir die volk, julle moet terugkeer tot julle God. Raak ontslaaf van die afgode in julle. Hulle kom by Mispa en hulle erken vir die Here, Here, ons wil wegdraai van Ikabod. Ons wil by Ebenezer uitkom. Dieselfde God wat hierdie Israel volk gehelp het, is dieselfde God wat ook vir my en jou help. En as ek weer 'n keer vanmôre kan vra, waar bevind jy jou op hierdie stadium? Is jy by Ikabod? Of is jy by Ebenezer? Kan jy vanmôre met vrymoedigheid in jou hart sê, Here, ek staan skoon voor U. Here, ek weet U het my nog nooit verlaat nie. Here, U het my gehelp tot hier. Tot hier het die Here my nog steeds elke dag deurgedra. Dieselfde God is ook my en jou God. Nou wil ek vir 'n paar van hierdie beloftes van God gee. Blaai saam met my na Psalm 46 toe. Kyk wat sê Psalm 46. Ek gaan net vir julle 3 verse hieruit lees. Is dit 'n ander God wat ek nou van praat? As ek vir u sê, God is vir wie? God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. Waarheen gaan ek en jy wanneer die storms van hierdie lewe kom? Hier's 'n belofte wat God vir my en jou gee. God is vir my, vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp
in benoudheid, is hierdie Jesus in 'n hoë mate beproef. Hy sê in vers 3, daarom. Dominee het ons geleer as hy sê, daar's iets agter wat gebeur het, as hy sê daarom. Daarom sal ek nie vrees nie. Al waggel die aarde, al waggel die berge weg in die see. Nou gaan kyk jy wat sê vers 11. Wees stil. Laat staan. En weet, ek is God. Daar's geen iemand anders te hoor onder enige van die nasies behalwe ek nie. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op hierdie aarde. Die Here van hierdie leerskare is met ons. Die God van Jakob, hy is 'n rotsvesting vir ons. Kan ek en jy vanmôre verklaar dat dieselfde God van Ebenezer is hier en nou by ons. En hy kan hier gevind word. Here, al is ek elke dag in oorlog, al is ek elke dag met my gedagtes en hierdie dinge van hierdie lewe, die sorge van die lewe en al die dinge, is ek in oorlog. Kan ek vanmôre uitroep en sê, Vader, ek kom maak staat op hierdie God, die God van Ebenezer. Ek kom maak staat op hierdie God, Here. Dat Ebenezer vir my om hulp sal wees en my tot my redding sal kom. Jy sien, God die Vader beloof ons, hy sal ons nooit in der ewigheid alleen los nie. Dieselfde God van Israel teen die Filistyne is dieselfde God wat vir my en vir jou kom veg. As ek en jy met vrymoedigheid vir hom kan vra. Miskien vra jy vanmôre, kan ek verseker wees van God se hulp? Jy sien, baie keer as ons in 'n woelwar is, in storms om ons losbreek, dan wonder ek altyd, Here, het ek iets verkeerd gedoen? Here, waar is U nou? Hoekom is U nie hier in hierdie omstandighede nie? Sien U my dan nie raak nie? Gee nie om, Here, dat ek vergaan nie? Kan ek verseker wees van God se hulp? Ek wil vanmôre vir u Psalm 121 lees. En nie met die Psalm wil ek amper sê meer en meer en meer elke dag gaan lees. 'n Bedevaarslied. Hy sê, ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vanaf kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Dis die God. Hy kan jou voet nie laat winkel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk die bewaarder van Israel sluimer en slaap nie. Die Here is jou bewaarder. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie en die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar van alle onheil. Jou siel sal hy bewaar. En dan hierdie mooi vers. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar. Van nou af tot in aller ewigheid. Die Here verseker vir my en jou dat hy vir my en jou sal bewaar. Hy sal getrou bly tot in ewigheid. Selfs ons ingang en ons uitgang sal hy bewaar. Van nou af tot in aller ewigheid. Dit maak nie saak hoe swaar jou las, hoe groot jou lot, hoe groot jou situasie is nie. Die Here beloof, die een wat hemel en aarde gemaak het
en dit vandag in stand hou nog steeds. Het jy gesien die son het vanmôre opgekom? Dieselfde God is ver meer by magte om vir my en vir jou, van my lot, my situasie, van my Ikabod te red. Hierdie God. Jy sien hierdie klip wat hulle opgerig het. Na hierdie oorwinning het hulle klip opgerig en het hierdie klip genoem Ebenezer. Tot hier het God vir my gehelp. Tot hier. Kan jy dit vanmôre sê? Dat hierdie God wat ek en jy aanbid is 'n getroue God? Kan jy dit sê? Jy sien, ek en jy moet altyd onthou dat hierdie God sy karakter is om vir my en jou te help. Dis sy karakter. Hy kan nie verander nie. Hy sê ek gaan nie verander nie. En dat sy goedertierenheid geen einde het nie. Ek het so 'n mooi vers raak gelees in Psalm 119 vers 90. En dit sê in die Boodskap Bybel. Dit is so mooi. Hy sê sy goedertierenheid, God se goedertierenheid sal nooit uit die mode uitgaan nie. En dit het my so getref. Hierdie wêreld gedurig deur verander. Maar God se goedertierenheid sal nooit uit die mode uitgaan nie. God is 'n onveranderde helper. Hy kan nie verander nie. Hy sal nooit verander nie. Want dit is sy karakter om sy goedertierenheid op my en jou lewe te kom bewys. Jy sien Hebreërs 13 vers 8 sê vir my en jou, hierdie God is dieselfde God. Soos wat hy gister was, so is hy vandag. So sal hy wees môre en so sal hy wees tot in aller ewigheid. Dieselfde God. Die vraag wat ek mee wil afsluit vanmôre is, wat is my en jou reaksie hierop? Wat is my en jou reaksie op God se hulp? Vraag is, wil ek dit aanvaar vanmôre? Wil ek dit my eie maak? Of kies ek vanmôre om by Ikabod te bly? Net so Samuel hierdie altaar gebou het. Net so Samuel hierdie klip gevat het vir herdenking van Ebenezer. Moet ek en jy altyd in herinnering aan God se getrouheid en sy gehoorsaamheid in ons lewe 'n volle oorgawe gee. Volle oorgawe. God haat sonde. Hy sal nie toelaat dat sonde in sy heiligdom inkom nie. Hy sal nie toelaat dat dit wat verkeerd is, sal inkom by hom nie. Het jy vanmôre 'n Ebenezer in jou lewe? Kan jy vanmôre teruggaan en sê, ek onthou daardie tyd, daardie dag, daardie situasie, het God my van uitgered? Herinner jouself altyd, as daar 'n Ebenezer in jou lewe is, herinner jou gedurig deur aan God se hulp. Sy arm is nie te kort nie. Hy wil my en jou help. Hy sê in Hebreërs, as jy nooit vergeet nie. Nooit. Ek wil jou help. Begin vandag te verklaar. My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Ek wil vandag vir u sê, hierdie wêreld bied vir my en jou niks meer nie. Hierdie wêreld kan nie vir my en jou enige hulp bied nie. Niks, nie 'n persoon nie, niks. Dis van korte duur. Maar as ek en jy begin verklaar vanmôre en sê, my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal my nooit vergeet nie.
En ek sal nooit sy weldade vergeet nie. Dis soos die psalmis uitroep in Psalm 103 wat sê, loof die Here o my siel, alles wat binne in my is, loof sy heilige naam. Hy gee sy siel opdrag om die Here te loof. En dan sê hy, loof die Here o my siel, maar vergeet geen een van sy weldade nie. Dis hoe ek en jy elke dag ons Ebenezer voor God moet bring en sê, Here, ek herinner U het my daar gehelp. En ek kom sê vanmôre vir U Vader, ek bely dit voor U vanmôre. Tot hiertoe het God my gehelp. Hy sal my nie los nie. Hy sal my nie vergeet nie. Kan ek en jy dit vanmôre verklaar? Ebenezer is geloofwaardig. Hierdie God is geloofwaardig. Hy is getrou. Sal jy nooit val nie. Nooit nie. Jy sal getrou bly tot in alle ewigheid. Vandag, hy was gister. Hy sal môre en hy sal wees tot in ewigheid, want dis God se karakter tot in alle ewigheid. Jy saam met my verklaar vanmôre en sê, ek verklaar God as my helper. Want tot hiertoe het God vir my deurgedra. Tot hiertoe. En ek sal nie meer bang wees vir enige situasie nie. Want ek weet my God se karakter is goedertierenheid oor my. So as jy vanmôre vir jou in 'n Ikabod situasie bevind, dan wil ek vir jou nuus gee. Kom by die God van Ebenezer uit. Al lyk dinge hoe onmoontlik. Hierdie God spesialiseer. Hierdie God is die een wat spesialiseer in die onmoontlike. Want ek sê vanmôre vir u, die beste lê nog voor saam met hierdie God. Die beste lê nog voor. Mag hy, hierdie God, vir my en vir jou so naby wees, so 'n werklikheid word, dat hy die skaduwee aan my regterhand is. So 'n werklikheid word, dat ek sal sê, my God is my Ebenezer. Tot hiertoe het die Here vir my deurgedra. Amen. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, vanmôre wil ons uitroep en ons wil dit kom verklaar. Ons wil dit kom bely. Ons wil 'n verklaring kom maak vanmôre en sê, hierdie God van Ebenezer is ook my God. Dankie Here dat ek weet, dis u karakter om nie te verwoes nie. Dis u karakter, Here, dat u goedertierenheid geen einde het nie. Dat dit elke môre nuut is. Dankie vir die beloftes in u woord. Dankie dat ons vanmôre kan uitroep en sê, dieselfde God wat hierdie Israel volk bewaar het en gelei het, is dieselfde God wat ons vanmôre aanbid. En sy naam is Jesus Christus, die enigste redder, die enigste verlosser, die enigste hoop. Dankie Here. En ek vanmôre hierdie woord vir u kan kom los. Sê Here, kom wees u vanmôre alleen die naprediker van hierdie woord. U weet van omstandighede. Dan mag ons uitroep en sê, Ebenezer, tot hier het God vir my deurgedra. En dit is dieselfde God van Psalm 121. My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het.
wat getrou sal bly tot in aller ewigheid. Dis hierdie God wat my uitgang en my ingang bewaar en ken. En daarom wil ons vanmôre u lof kom besing. Daarom wil ons vanmôre kom oorgee en sê, Here, van Ikabod na Ebenezer. Dankie Here dat u God is en getrou is. Dankie Here dat u liefde onvoorwaardelik is. En dankie Here dat u liefde vir ons nie kan verander nie, want u is nie 'n mens nie. Dankie dat u getrouheid u woord is. Dankie Jesus vir u kosbare bloed. Dankie vir u beskerming. Ek bid Here dat u met elkeen van ons sal wees en vir ons sal vashou in die hande van 'n lewende God, wie se arm nie te kort is om te help nie. En daarom sê ons, die naam van die Here moet geëer en gevrees word, want daar is niemand soos u nie. Ons kom eer die Here vir u goed.